Okay, hulle sê daar's net een konstante boerdery, is altyd moeilikheid. Die res is variables. Nou ongelukkig het ek nog nie vir julle goeie nuus wat dit aanbetref nie. Gosses Wild, wat moet jy weet van die besigheid af ensovoorts. Ek is hier by Pannar, ek praat met Jaco. Vir alles jy in die bespreking is en jy double crop, luister die besigheid. Dit is 'n belangrike stukkie inligting wat hy gaan oordra. En waar kom die ding vandaan, hoe het hy uitgekom, wat kan jy doen om te bestuur ensovoorts? Belangrik, luister hierso. Jaco, hoe lyk dit? Goed met jou, Choppie. Ja, wat doodstil, rustig. Dis baie. Nou, okay, so, jy het nou 'n lekker maklike taak hierso, nê? Nee. Ek moet groot woorde uithaal vandag hier. Gosses Wild, wat is die ding? Waar kom dit vandaan en wat nou nog? Choppie, wel, is eintlik nie 'n onbekende siekte nie. Gosses Wild is al 1969 in Amerika en Nebraska gekry. Hy kom maar basies in die VSA voor. Dis nie eers een van hulle mees gevreesde siektes meer in Amerika nie. Ek dink hy's nommer 5 op die lys. Noordelike blaarskroei is nommer 1 op die lys. Dis maar hulle like om siektes kweek aan daai kant, nee. Dis maar moeilike wêreld daai. Hulle is nog nie in Afrika nie. Die sê almal wil graag in Afrika wees. Met jou. Nee, Choppie, so hy kom van daar, dis waar hy sy oorsprong gehad het. Hy word veroorsaak deur 'n bakterie. Clavibacter nebraskensis, dit is die fancy naam van die ding. Ja. Dit is 'n moeilike naam, sy maklike naam. So wat ek by berings bymekaar kry, ons is meer gewoond aan swamsiektes. Hierdie is 'n bakterieële siekte. Dis 'n bakteriesiekte, ja. Okay. Nie op hierdie stadium geen beheer, chemiese beheer wat op hom wat getoets is wat. Ek sê maar Quincy sê mos dis so moeilik hier, ons spuit hom swamdoders en dan gat ons, nou sê mense bakterieë. Nee, dit werk ongelukkig nie soos al jou bakteriesiektes nie. Jy is bietjie beperk met wat jy kan doen. Basies moet jy maar gaan met weerstandbiedende cultivars. Op hierdie stadium dink ek van ons kant af wat deel is van die Corteva stal is ons baie bevoordeel omdat die siekte reeds in Amerika voorkom, word daar geskreen deur Corteva in Amerika. So al ons lyne het reeds redelike weerstand in en hulle is nou besig om daai, soos ons hier is hulle besig om proewe te doen om te kyk, is daai selfde weerstand op watter cultivars van ons huidige lyne is daai weerstand daar. So julle is daarom daadwerklik besig om te werk daaraan. Dis nou nie dat ons nou die blindelings gevang gaan word nie. Nee, ek dink op hierdie stadium daar's 'n paar cultivars wat al geïdentifiseer wat baie goed lyk teen dit. Maar ongelukkig moet hy nou 'n proses deurgaan wat jy nou kan sê dit is die weerstand of die ding het nie weerstand nie, of jy moet hom 'n rating kan gee soos in ons katalogus sal altyd op die noordelike blaarskrooi 'n rooi, 'n geel en 'n groen is om te sê die een is baie vatbaar en daai een minder vatbaar. Okay. Waar kom die ding vir is Amerika, maar waar het hy nou uitgedop die eerste keer? Wanneer het hulle die ding begin sien? Wat? Choppie, die goed is eintlik al, daar's 'n sterk vermoede dat die siekte al reeds in 2022 opgetel is in Suid-Afrika. Ja. So hy is eintlik al lankie, maar dis nie 'n siekte wat algemeen bekend was nie. So daar is baie goeie kanse. Die foto's wat ons gesien het van 2022 af, Dr. Rikus Kloppers wat baie werk saam met Pannar as plantpatoloog, gesiene plantpatoloog, het foto's gekry, ek dink dit was 2022 wat hulle die goed gewys het, wat hulle hom gevra het, maar wat is dit, en hy het sê, ag nee, dis iets wat ons hier ken nie, dit moenie daaroor worry nie, want ons het dit nie hier gehad nie, dis nie 'n Suid-Afrikaanse siekte nie. En toe die groot uitbraak het eintlik begin laas jaar 2024 gekom, wat hulle het opgetel het in sekere areas. Dit was nogal 'n skok geweest toe hulle hom identifiseer het, want dit is 'n hele proses waardeur dit moes gaan. Jy kan nie sommer net sê die ding is nou hier nie. Hoe lyk die besigheid? Die kort en lank is as hy inkom, Choppie, dan gaan jy nou sien, ek gaan nou vir jou foto wys in die pamflet dat jy 'n idee kry. As hy inkom, lyk hy's baie soos noordelike blaarskool, maar dit's meer 'n watervlek. Dit lyk amper of hy so deursigtig raak op jou blaar, 'n watervlek maak. Wat baie kenmerkend van hom is, hy kry op sy kante, veral op die rande kry hy sulke swart kolle wat hulle praat van sproete. En wat ook dan kenmerkend is, as hy nou begin uitdroog aan die binnekant, dan lyk dit of jy hom met 'n vernislaag gespuit het. Dan weet jy dit is nou hy en hy maak hy vernislaag op hom, maar wat hy ook het as hy aktief groei, het hy 'n afskeiding, as jy maar so kan stel, so halwe taierige afskeiding wat op die blaar gee. En dit is eintlik maar wat hom verraai, maar eintlik kan jy hom net in 'n lab amptelik bevestig, dit is hy. Daar is 'n prosedure, so jy meld hom aan by jou landboukundige of by jou verteenwoordiger, hy gaan die landboukundige toe, hulle moet hom vir jou kom bevestig op 'n manier, daar's prosesse wat gevolg word. En op hierdie stadium baie belangrik om dit aan te meld.
moenie skrik nie, daar was baie stories gewees dat jy moet jou oes vernietig en al daai goed, dit is nie so nie. Maar jy moet dit aanmeld, want hoe vinniger ons al die hotspots in Suid-Afrika kan kry, weet ons waarop om te fokus, wat se kultivars, wat se gebiede het om meer en dan kan mens beter aanbevelings in daai gebiede maak. Ek stem, nou wys 'n bietjie hoe lyk daai besigheid. Okay, as jy nou gaan kyk, daar's 'n foto, hierdie foto hierbo. Ja. Dit is hoe hy lyk in 'n erge investering. Maar dit lyk amper soos droogte. Dit lyk baie soos droogte en jy sal sien as ek hom hier vir jou omblaai. Aan die binnekant, hierdie foto's hierso, dis hoe hy aanvanklik lyk. Dit is hoe hy groei as jy al hierdie foto's kyk. Dit is ook op Pannar se webwerf, as jy op Pannar se webwerf gaan kyk, is al hierdie foto's daar. Daar's noordelike blaarskroei. Korrek. Jy sien so hy lyk baie dieselfde as jy hom gaan kyk langs noordelike blaarskroei. So is maklik verwarrend selfs met grys blaarvlek, ook as jy grys blaarvlek hier kyk. Op 'n sekere stadium kan jy vermoed dit is grys blaarvlek en dit is nie. Lyk dieselfde en ek meen maar kyk nou ons pin wat ons maak rondom droogte, né? Sonbrand. Daai ding ek sal sê vir jou daai sonbrand once. Dis die moeilikheid hoekom jy hom moet in 'n lab gaan bevestig. Okay, so hoe okay. Jy sê daar's niks wat ons regtig aan hom kan doen nie. Waarna kom ek terug toe? Wisselbou, bewerkings, hoe dan? Die weerstandbiedende kultivars obviously, maar ek wil nie daai hoorie want julle wil net geld man. Ek wil nie. Wat anderster kan ek doen? Op hierdie stadium, Choopie, die beste manier is, dit is maar ongelukkig om terug te gaan na 'n ploeg toe. 'n Ploegbewerking kan jou bakterie terugsit in die grond in. Jou probleem met hom is hy kan deur wind versprei. So as jy gaan stroop, Goss's Wild land gaan stroop. Goss's Wild is nie, dat ek eers nou net vir jou sê, Goss's Wild is nie soos noordelike blaarskroei wat net in jou land inkom en hy gaan groei nie. Hy kan nie op daai manier inkom nie. Hy oorleef op jou oesreste. So dis hoekom as jy hom gaan ploeg en bury hom onder die grond. Yes. Dan kan jy dit tot in 'n mate beheer. So basically wat ek altyd gedoen het is ek het op 'n stadium jy weet ons het altyd die goed gebrand, nê, ek praat van spesifiek op besproeiing. En jy wil nie brand noodwendig nie, maar jy kan ook nie die goed indis nie. So toe het ons begin om die reste terug te ploeg vir Fusarium, wat amper dieselfde tipe praktyk dan as ek jou reg verstaan is hierso. As jy bewerking gaan doen, is ploeg maar jou beste opsie. Dan is jou ander opsie slegs wat jy kan doen wisselbou gewas, sonneblom of sojabone, gewasse wat hom nie kry nie. Hy breek die siklus 'n bietjie. Want jou probleem is hy kan inwaai selfs as jy daai land stroop, kan hy waai van een land af na die volgende land toe as die land onder die windstroom is, kan hy na die volgende land toe waar hy weer gaan oorwinter tot op jou volgende oes. As hy so inkom, gaan hy 10-1 op 'n sistemiese manier inkom of 'n baie hoër infeksie wat jou tot 50% oeskade kan gee. 50. Ja. Dit is 'n dramatiese skade. Jy speel nie met hierdie ding nie. Jy moet as jy hom het, meld hom aan dat die verteenwoordiger of die landboukundige by jou uitkom om jou beste raad moontlik te kan gee. Ek probeer nou 'n baie moeilike situasie in 'n baie kort tydjie vir jou verduidelik. Daar's baie al die inligting is op die webwerf. Waar jy is welkom daar te gaan lees. So wat jy my wil sê is, en ek ben julle aan Pannar se kant, julle doen baie werk om te kyk watter kultivars ten minste wat ek meen op die einde van die dag boerderyrisiko bestuur, nê. So watter kultivars gee vir my die beste weerstand, dat ek ten minste dit weet, as dit 'n risiko is wat begin inkom in 'n area in daai tipe van goed, en dan is dit maar net gesonde bewerkingspraktyke. Gesonde bewerkingspraktyke en soos ek sê wisselbou. Jou probleem is net slegs met wisselbou, hy kom op suikermielies voor, Sudangrasse, sorghums, koring, suikerriet. Al daai goed is draers van hom. So ongelukkig jy het begin met jou double cropping. As jy hom op jou besproeiing gekry het, kan jy moeilikheid kry op jou koring ook. Jy moet daai siklus gaan breek. Dis die enigste manier om jou populasie af te bring om so min as moontlik in die toekoms te kan kry. Dit is 'n ongelukkige sterk bestuursiekte, maar jy het nie baie tools tot jou beskikking om hom te bestuur. Nou, sterkte. Ek hoop julle gaan aan met die goeie werk. Ek sal weer met jou praat op 'n stadium, nee, net vir hoe lyk die goeters dan. Kan nou nie sê dankie vir die goeie nuus nie, maar ten minste jy weet, dan weet mense van die goed en jy kan dalk daadwerklik iets daaraan doen. Maar ek neem aan julle sal vir julle verteenwoordigers ook al die nuutste verwikkelinge en al die goeders deurgee. Korrek, ja, hulle sal op hoogte gehou word. Op hierdie stadium is daar reeds aan ons kant kultivars wat ons
voorlopig kan identifiseer wat dit beter kan hanteer, wat dit minder kry. Ons kan ongelukkig net nog op hierdie stadium sê daai kultivar, dit is hierdie nie. Ons moet deur die proses gaan om dit wetenskaplik te toets en om doodseker te maak dat ons julle as kliënte die regte inligting gee. Ons wil nie vir dat klomp vals inligting gaan gee en sê plant hierdie kultivar en volgende jaar dan kom sê jy vir my maar dis die een wat hom die meeste gekry het. En sê oeps nie. En ek kan nie vir jou sê oeps nie, want dan sê jy gaan vir die banksbestuurder ook sê oeps. En ons wil nie dit en ons wil julle op die plaas hou. Ek hou van daai plan. Jaco, dankie baie. Dankie Joepie. Right, dit is Jaco hierso van Pannar. Okay, kort en die lang van die storie is, kom maar weer terug na bewerkingspraktyke. Breek 'n ding met wisselbas. Nou maar wat dit is, ek weet cashflow is nie maklik om altyd dit te doen nie. Kry maniere, gaan soek markte en as die goeders in die omgewing is, maak seker dat jy alles in jou vermoë doen om seker te maak dat jy die probleem so klein as moontlik hou. Dis die van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.